Toe ek nou oor die gedeelte vanoggend begin dink het oor die afsny van geliefdes, van mense, van eiendom, het ek vir myself net gesê, ek dink dit is een van die dinge wat ons as mense die moeilikste hanteer. En dit is vir my baie interessant dat Paulus in Romeine 8 oor ons verhouding met God praat. As hy sê, wie kan ons van die liefde van God skei? Wie kan enige iets aan ons doen dat God net weg is? Of dat ek nie met hom kan kontak maak nie. As Paulus die vraag aanspreek, dan begin hy in Romeine 8 met 'n belangrike vraag as hy vra. Gelowige mens, as ons die lyding wat ons nou moet verduur, as ons dit in 'n weegskaal plaas, dan wil ons vir mekaar vandag sê, die heerlikheid wat kom, gaan veel groter wees, as dit wat ek en jy beleef. Maar hy wil ook ons nie daar los nie. Hy wil nie net ons daar los en sê, hoor hierso, ag, verdra nou maar die swaar en die lyding, want eendag gaan dit beter gaan nie. Hy wil meer sê, hy wil vir ons sê in Romeine 8, as jy deur sulke moeilike tye gaan, is God nie soos 'n selfoontoring wat kan uitbrand nie. Die kommunikasie en die kontak met God kan ons nooit uitwis nie. Luister saam met my hoe hy dit stel. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? As jy in enige van die forme van lyding, van swaar kry, moet jy dit weet vanoggend. God is so naby aan jou en so langs jou. Deur sy gees het hy God geword wat in jou is. Wie kan ons skei? Wie kan 'n mespunt indruk om ons los te maak van God? Lyding miskien? Benoudheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid, dat ek niks het eers om aan te trek nie? Gevaar? Kan brand my van God skei? Of swaard? Want is immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word, maar. In al die dinge, wat 'n trauma jy ook mag deurgaan en beleef, is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons liefhet. Dit is nie omdat ek so great is en so briljant is en so sterk geloof het noodwendig. Is meer as 'n oorwinnaar deur hom wat my liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte,
of diepte, of enigiets anders in die skepping. Niks wat na ons kant toe gegooi kan word vanuit die skepping se rigting, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus die Here. Dit is amper asof ek vir jou vanmôre wil sê, as ek jou met 'n beeld wou wegstuur, dat daardie kruis wat op Golgotha ingeplant was, daardie teken dat God ons liefhet, daardie teken dat God hom daarin ons verbind het om te sê, ek sal jou Vader wees, ek sal jou nooit los nie. Die gebeure aan die kruis, daai selfoontoring kan niemand afbrand nie. En dat jy dit ook vanmôre met jou sal saamneem. Ongeag jou situasie en wat gebeur het, en wat nou gebeur in jou lewe. Niks kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus die Here.